Goeiedag en hartelijk welkom bij Rechtheid met Robinson hier op Litnet. Die toekomst is niet meer diezelfde nie. Die mensgemaakte rekenaarwetenskap het reeds gevorder tot 'n stadium dat masjiene die take van mense begin oorneem. Dit word kunsmatige intelligensie of KI genoem, in Engels AI. Ons gas is toekomskundige Pieter Geldenhuys. Hy is die direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie in samewerking met die Universiteit Noordwes. Hy glo as jy die toekoms wil voorspel, moet jy dit skep. Maar Pieter, as die masjien sy eie wil ontwikkel, kom jy dalk by 'n toekoms uit wat jy hoegenaamd nie wil hê nie. Ek dink nie ons het enige bewyse van 'n toekoms wat geskep gaan word deur rekenaar deur sy eie wil nie. Onthou, ons moet verstaan dat kunsmatige intelligensie en die modelle wat ons geskep het tot nou toe net kan interpoleer, dit kan nie ekstrapoleer nie. Dit beteken dat enige elemente wat binne 'n netwerk aan 'n rekenaar voorgehou word, moet ons baie duidelik die relevantie tussen hierdie twee elemente verduidelik aan die rekenaar deur veelvuldige voorbeelde. Maar as 'n rekenaar twee konsepte na kyk en ek kan 'n voorbeeld vir jou op die skerm daarvan wys en ons vereis daarvan dat dit 'n nuwe verbintenis moet skep, dan het die kunsmatige intelligensie modelle glad nie die vermoë om dit tans te doen nie. Nou, as ons in die toekoms by sulke modelle moet kom, gaan ons die wiskundige modellering daarvan moet definieer. En ons het wel die wiskundige modellering van die gebruik van taal en die herkenning van prentjies gedefinieer, maar nog nie die van die nabootsing van menslike intelligensie nie. En daarom is ek baie jammer, maar ek is nog nie op daai op die, hoe sê hulle in Engels, die bandwagon, om te glo dat rekenaars sentient gaan word of intelligent gaan word dat hulle eie wil kan ontsluit nie. Huidiglik is dit net 'n weerspieëling van die patrone wat hulle by ons leer via dit wat ons as individue aan hulle gee. Plus 'n punt wat ons moet bysit. As ons gaan kyk na die argument van 'n rekenaar wat die insette van 'n ander rekenaarprogram sal gebruik, sê maar byvoorbeeld, al hierdie groot taalmodelle is geleer deur die taal wat ons as mense aan hulle gegee het. Nou kom ons kyk na 'n wêreld waar hulle die inset kry van 'n ander kunsmatige intelligensie. Daar's 'n akademiese dokument wat geskryf is en aanvaar is en gepubliseer is 'n publikasie wat praat van model collapse. En dit beteken dat as jy 6 generasies verder beweeg, dan val die totale model plat. So ek is glad nie van die aard om te dink dat ons hier naby is aan kunsmatige intelligensie wat die intelligensie van ons as mense gaan vervang soos wat ons dit definieer. Maar wat ek lees is daar 4 vlakke. Die eerste vlak is net 'n gewone replika en so aan, en dan 4 is nou die mees gevorderde en dit beteken dat 'n masjien op sy eie kan dink en emosie kan toon. Maar ons is nog nie regtig daar nie, lyk dit vir my, nee. Dit kan dit dupliseer. Onthou, 'n rekenaar kan na jou kyk, na jou gesiguitdrukking en dan daarvolgens reageer. En dan sê hulle, hoe sal iemand wat na so 'n gesigsuitdrukking sou kyk, daarop kan reageer? En natuurlik sal 'n rekenaar dan daarop reageer deur na die patrone te kyk waarop hy opgelei is. So ek wil die skokkende argument gee dat 'n rekenaar wel emosie kan erken en wel emosioneel kan reageer, maar dit gaan nie sy eie besluit wees nie. Dit gaan 'n algoritme wees wat dan die rekenaar noop om een van sekere aksies te neem wat ons as mense dan ervaar as emosie. Kan jy miskien net 'n vinnige agtergrond en geskiedenis gee van hoe hierdie ding ontwikkel het? So, daar's verskillende tipe kunsmatige intelligensie, 'n veelvuldige hoeveelheid daarvan, maar die meeste van die nuutste denkpatrone is gemodelleer op die menslike brein. En byvoorbeeld, my brein het 9 miljoen neurone, en hulle is gekoppel aan omtrent 7000 ander, en die oomblik as dat een van hulle rooi sien, dan in daai spesifieke een gaan dan baie vuur. Dit skakel die volgende vlak aan wat dan beteken dat my brein rooi raak sien. Die ene wat oranje sien is definitief anders. So ons moet besef dat elkeen van die neurone in ons brein letterlik anders is as die ander rondom hulle. Daar's verskille aan hulle en daarom reageer hulle op verskillende klanke, beelde, kleure, en dit wat ons oë dus raak sien word dan in daai patrone geaktiveer wat binne in ons brein is. En dieselfde gebeur met rekenaars. Met 'n rekenaar bou ons 'n neurale netwerk, 'n model, en dan gebruik ons data
om dan die optimale patrone te kan vasvang binne in hierdie netwerk. Nou ek moet net dit duidelik maak. Daar's kompleks aanpasbare stelsels en lineêr voorspelbare stelsels. Die patrone en die algoritmes werk net op die lineêre stelsels. Hoekom? Die manier hoe ons na kleur kyk, die identifikasie van 'n hond tussen 'n kat. Hierdie is voorspelbare en lineêre argumente en daarom kan ons algoritmes skep daai. Kom ek gaan terug na die leer daarvan. So as jy eers 'n model het, sit ons 'n geweldige klomp data deur hierdie model. 1 miljoen prentjies van honde, katte en diere. En dan sê ons vir die model, jy moet hierdie as 'n hond sien en die as 'n kat sien en dan leer die model daaruit. Sê maar die model maak 'n fout en hy kry 99% van dit reg. Dan sê ons nie goed genoeg nie. Jy moet nog 'n miljard keer deur al hierdie fotos gaan om dus 'n optimale model te kry om dus te kan identifiseer tussen 'n hond en 'n kat. En daai optimale model noem ons dan 'n algoritme. Dis 'n klein rekenaarprogram wat ons fisies op ons fone kan sit. En meeste van ons fone het dit al reeds. Al die fotos wat jy geneem het, kan jy sê, wys vir my al die fotos van honde en op jou foon sal jy dan 'n outomatiese herkenning kry van hierdie elemente. Nou hierdie tegnologie is letterlik meer as 'n dekade oud. Prentjieherkenning, spraakherkenning, handskrifherkenning het letterlik die menslike ekwivalent omtrent 10 jaar terug verbygesteek. Die nuutste modelle, die sogenaamde groot taalmodelle, rekenaars was altyd gesukkel om taal te verstaan, as gevolg van die feit dat sekere woorde dubbel gebruik word en dat die woord bank byvoorbeeld 3 verskillende betekenisse in Afrikaans kan hê. Die rivierbank, die bank waarop ek sit, die bank waar ek my geld sit. En die sogenaamde transformer modelle, ek weet nie mooi wat die Afrikaans daarvoor is nie, is hoofsaaklik gebaseer om taal om vertaling te doen. Maar toe kom ons agter dat so die oomblik as wat jy taal verstaan, jy moeilike konsepte kan oordra, daar 'n element van redenasie daar agter kan koppel. Omdat jy byvoorbeeld kan sê hier is 'n Engelse instruksie, skep nou 'n rekenaar taal daaruit. En nou het ons begin agterkom dat die oorspronklike modelle wat ons vir vertaling wou bou, soveel meer magtig is. En hoe meer data jy dan in deur hierdie modelle sit, hoe meer akkuraat word die antwoorde. Nou met ChatGPT 2 wat ek 5 jaar terug gespeel en toe sê ek vir die model, jy weet my koei is dood, gee vir my 5 instruksies om dit lewendig te maak. Sê natuurlik, jy weet eerstens, jy weet gee dit water en tweedens maak seker jy gee dit genoeg proteïene. En toe ChatGPT 3 uitkom, toe sê hy nee, jou koei is dood, jammer, jy weet ons kan dit nou nie meer regmaak nie. So wat ons kon sien is dat die modelle, presies dieselfde model wat met meer data geleer is, baie meer akkurate antwoorde begin gee het. So ons het op 'n punt begin kom waar die rekenaar vir ons antwoorde gee wat ons dink intelligent is. Nou ek weet nie op jou skerm of jy hierdie kan deel nie, maar ek het byvoorbeeld 'n voorbeeld op my skerm en wat ek nou hier gaan sê is ek praat tans met Freek. Ja. En wat sien die rekenaar? Die rekenaar breek al daai woorde binne-in wat ons tokens noem. Weereens, ek dink ons Afrikaans moet bydra daartoe. Vreek julle in die Afrikaanse omgewing moet maar my help om te sê wat sal Afrikaans vir 'n token wees. Maar ek kan byvoorbeeld nou gaan sê, hoe sien die rekenaar dit? Wel, ek wat in Afrikaans sê, ek praat tans met Vreek, die woord ek, hierdie token 48393, praat is 111402 en tans is 132848. Daar's hy. Elke enkele karakter in alle tale en in elke enkele omgewing het hierdie tokens waarvan ons praat. Help my uit om 'n goeie Afrikaans vir die woord token te gee. Maar dis letterlik 'n nommer wat aan elke enkele karakter of string van karakters gegee word. En dit is hoe die rekenaar leer. In die begin sê ons, jy weet, hier is al hierdie nommers wat gekoppel word aan verskillende simbole en reekse van simbole. En wat jy nou gaan doen is, as ons vir jou die teks leer, alles wat ons geskryf het, gaan jy die verbintenis tussen hierdie nommer en hierdie nommer probeer vasvang. So het die rekenaar 'n konteks wat 'n appel is, glad nie. Hy's so onnoosel as wat kan kom. Hy het nie idee wat 'n appel is nie. Hy weet egter dat die token van Apple, en ons kan dit vinnig gou gaan vasstel, wat is die token van Apple? En die rekenaar weet dus dat
Hy verstaan appel as 100 200. Dis 'n oulike een, né? Daar sê dit is die token vir appel. Dis 100 200. So as jy vir die rekenaar sê wat is 'n appel? Dan sê o, dis 100 200, maar dit lê baie nou by ander vrugte se tokens ook. Jy weet soos 'n lemoen en 'n piesang en 'n bessie en dan sê ek maar gebruik dit vir my in 'n sin en ek kan dit vir jou doen. So wat doen die rekenaar as hy vir jou antwoord gee? Hy gee letterlik vir jou 'n klomp syfers. Een getal na 'n tweede getal na 'n derde getal na 'n vierde getal. Ons omskep dit binne in woorde en dink, "Wow, hierdie rekenaar is super intelligent." Ons maak 'n massiewe fout deur nie te verstaan hoe hierdie taalmodelle werk nie. Hulle is nie intelligent nie. Die konsep van kunsmatige intelligensie is eintlik 'n grap om 'n kongres in 1955 bymekaar te kry en ewe skielik het die naam gebly, maar ons kon dit enigiets anders genoem het. Ons kan dit gevorderde patroonerkenning genoem het. Ons kon dit jy weet silikon gebaseerde rekeningkunde genoem het, wat ook al. Maar om te dink dat dit menslike intelligensie vervang, glad nie. Ons moet egter besef dat kunsmatige intelligensie ongelooflik goed is met patroonerkenning. En omdat dit so goed is met patroonerkenning, kan dit patrone in veelvuldige dimensies erken wat ons as mense nie maklik kan herken nie. Kom ek gee 'n voorbeeld. As jy mens na proteïenpatroonerkenning gaan kyk, nou dit vat een doktorale student 4 jaar om een proteïene se vou te definieer. Want jy het jou DNA-struktuur, dan het jy jou dubbel helix, dan het jy jou, wat is die Engels, wat is 'n goeie Afrikaans vir peptide? ek vra om verskoning. Ek gee al my praatjies in Engels. En dan is die proteïene 'n kwadrante struktuur. Nee, ek weet dis 'n 4de dimensie wat hy vou. En omdat kunsmatige intelligensie so goed is om patrone te herken, kon ons dit regkry om 200 miljoen proteïene te kan definieer. En daarvoor het hierdie kunsmatige intelligensie die Nobelprys vir chemie gekry laas jaar in 2024. Ewe skielik sit ons met 'n omgewing waar 200 miljoen proteïene gedefinieer is en strukture. Dink aan die impak wat dit op gesondheidsorg, op landbou gaan hê. Kom ons kyk na kristalstrukture. Google het 'n ander projek met die naam Genome en hulle het 400 000 kristalle gedefinieer. Ons in ons geskiedenis as mense het so 20 000 kristalle via eksperimentering reggekry. Nou kyk ons na supermateriale, materiale wat ons in ons karre kan gebruik om baie lig te wees, sodat jy op 'n parkeerarea kan stop en dan jou kar kan laai uit induksie uit. Dis die toekoms wat vir ons lê en wag. So die positiewe impakte van kunsmatige intelligensie is enorm. En nou kom ons en ons dink almal dat Terminator robot ons gaan doodmaak. Jy weet, ons moet versigtig wees want dit gaan wees watter magte jy aan kunsmatige intelligensie gaan gee. Aan die een kant kan ons wapentuig kry om te sê as dit 'n tank is, vernietig hom. Maar wat ons nou begin doen is, ons het altyd die menslike interaksie gehad waar ons GPS en videokanale kry. Nou kom ons agter deur na oor die konflik tussen Rusland en Oekraïne te kyk dat hulle al die GPS en video en beheersyne versmoor met teenuitsendings, jy weet counter intelligence. Jammer, ek soek die regte woord, maar teenmeganismes om dan die syne te blok. En daarom sê mense, maar wag 'n bietjie, as die missiel dan geblok word, moet ons 'n mate van intelligensie aan dit gee om te sê hierdie is 'n vuurpyllanseerder, hierdie is 'n tank en dat hy dus autonoom daai aanval kan pleeg. Nou daai tegnologie bestaan alreeds. Daarom is daar tegnologie in die militêre omgewing wat autonoom kan optree. Maar binne in daai konteks moet ons dit verstaan. Dit beteken nie ons gaan môre 'n wêreldmag hê wat opstaan met 'n masjiene wat ons almal wil doodmaak nie. Ek dink daai storie so hollerig is vir niemand meer interessant nie. Nou wat is die eintlike doel van kom ons sê nou hierdie vaartegnologie wat navorsing doen oor hierdie dinge? Afhangende van watter velde jy na kyk. Ons sit met op die punt van 'n ongelooflike ontploffing in kundigheid van mense, soos ek al reeds genoem het. 200 miljoen proteïene, 400 000 verskillende materiale. Dink aan die implikasies wat dit gaan hê op ons tegnologiese toekoms. In ons tegnologiese toekoms lê ons nou met die realiteit dat ons in 'n wêreld kan ingaan waar ons modellering kan doen van kernsamesmelting
En daar lê die geleentheid waar ons 'n omgewing kan skep met uh elektrisiteit of energie wat in oorvloed is. Dink aan die impak wat dit op mensdom gaan hê. Dink aan 30 of met ITER wat hulle nou bou in die suide van Frankryk en met die kundigheid wat ons nou het om patroonherkenning te kan doen en om dit te gebruik in die wêreld van fisika om dan sekere grense wat fisika vir ons gegee het as gevolg van sy kompleksiteit te oorkom. Daar's ongelooflike geleenthede en ek dink nie daar gaan een veld wees wat kunsmatige intelligensie nie gaan raak nie. Ons moet besef dit is 'n tegnologie wat alles gaan raak. Net soos wat die Willebrand engine, die elektrisiteit, telekommunikasie, die internet, elke aspek van die mensdom geraak het, gaan kunsmatige intelligensie ook raak. En individue wat dit nie raak sien nie aan die ander kant, verstaan nie hoe die toekoms gaan lyk nie. Maar dit het baie goed uitgewerk vir Elon Musk. So dit is 'n terrein wat al hoe meer gewilder word en wat mense actually deel van moet word. Anderster verloor jy werk of jy het net nie meer 'n toekoms nie. As mens na die modelle van Kondratiev en Schumpeter gaan kyk, deur elke tegnologie golf, en dit is wat Schumpeter in die 1930s al gesê het. Hy het gepraat van creative destruction, skepende vernietiging. Aan die een kant vernietig jy werk en aan die ander kant skep jy baie meer werk. Kyk nou die hoeveelheid werk in die laaste 30 jaar geskep is wat van velde wat ons nooit eers van geweet het in die 1980s nie. Jy weet, 'n sosiale media bemarker, 'n kubersekuriteit-spesialis, 'n data-analis, jy weet 'n radiogolf tegnoloog of 'n cellulêre kundige. Kyk net na die hoeveelheid werke wat geskep is as gevolg van nuwe tegnologie in die laaste 30 jaar. Alles van die internet. Onthou, die internet het gekom en sê nee, die internet gaan alles doodmaak. Ja, groot impak gehad op journalistiek. Maar nou vra ons onsself, hoe lyk die toekoms van kunsmatige intelligensie? Dit beteken ons as individue en dit is 'n baie groot vraag wat aan ons gevra word. Moet relevant bly in 'n veranderde omgewing. Nou, ek wil ook nie my ouderdom weggee nie, maar ek is al 'n hele paar dekades hier en as ek sê ek het my graad 35 jaar terug klaar gemaak, dan behoort 'n idee te kry vir my ouderdom. Wat dit egter beteken vir my om relevant te bly ongeag my ouderdom, moet ek die tegnologie kan gebruik en ek moet dit kan toepas. En dit gaan 'n noping gee aan individue dat as jy wel hierdie kundigheid kan gebruik om meer effektief te wees, dan word jy 'n bydraende faktor binne 'n groeiende ekonomie. Maar die vraag gaan kom, individue wat nie hulle self aanpas by hierdie omgewing nie, net soos wat iemand wat nie 'n rekenaar kan gebruik nie of iemand wat nie die internet kan gebruik nie. Gaan die vraag kom, in watter mate gaan ek jou meet teenoor die mededingbaarheid van die ander kundighede in die mark? En daarom is dit 'n groot fokus op ons as individue om die tegnologie te verstaan, weet hoe om dit toe te pas en dit effektief te gebruik sodat ons kompeterend kan bly in die markplek. En dan die nadele, kyk daar is waarskynlik dan misdaad wat 'n groot een. Ja. Was geweldig baie nadele. So ons moet kan besef dat die patroonherkenning vermoëns van kunsmatige intelligensie ander mense in staat gaan stel om dan dinge na te aap wat vir die gemiddelde man op straat baie moeilik gaan wees om te herken, is dit feit of nie. En daar volgens baie mense met slenters kan vang. Ons kan politieke onstabiliteit veroorsaak. Jy kan 'n video opneem van 'n individu en maak asof hy sekere woorde gee en aan die wêreld uitstuur en dit kan tot 'n emosionele oorreaksie lei binne in sekere groeperinge. So ons kan massiewe politieke onstabiliteit kry met kunsmatige intelligensie as gevolg van vals nuus wat dan daardeur geskep kan word. Of selfs dan 'n vals video of 'n vals boodskap. Die vermoë wat jy het om hierdie aan die wêreld uit te rol is baie vinnig en daarom in 'n wêreld waar mense nie dieper debatteer oor dinge nie, maar in 'n wêreld van klein slagspreuke op sosiale media op die emosionele deel van hulle brein staat maak, is dit baie bekommerenswaardig. So dis van die gevare wat ons het. Kom ons gaan kyk na tegnologiese gevare. Ons sien dat Israel so 3 jaar terug kunsmatige intelligensie gebruik het om 'n selfmoord om 'n moord te pleeg op Iranese wetenskaplike. Hulle het die vuurwapen opgestel en dan gesigherkenning gebruik om die persoon te identifiseer, sy kar te identifiseer en dan het 'n autonome masjiengeweer die persoon doodgemaak. Daar was niemand by nie. So dit was een voorbeeld van kunsmatige intelligensie wat moord gepleeg het.
Nou vra ons onsself die vraag af: in watter mate gaan terroriste groepe hierdie tegnologie gebruik? As ek jou stem identifiseer, kan tipeer en jou gesig kan tipeer, kan ek dit in 'n baie klein stukkie plofstof sit, binne in 'n masjien sit by 'n publieke plek. Maar daai plofstof sal net gedetoneer word of net ontplof indien dit die persoon se stem en gesig positief kan herken. So jy kan letterlik amper 'n bom plant 5 jaar voor die tyd. Niemand sal van dit weet nie, maar as een individu verbystap, kan jy die persoon dus vermoor. So hierdie is baie ernstige realiteite. Onthou dat tegnologie is onafhanklik. Ons as mense en in ons menslike natuur het hierdie perverse impak op tegnologie, of om dit dan positief te gebruik of negatief te gebruik. Aan die positiewe kant, met patroonherkenning kan ek na iemand se breingolwe kyk. Jy weet, ek kan letterlik sy hele brein skandeer en opneem en ek kan agterkom of die persoon lieg of nie. Want verskillende dele van die brein word geaktiveer as jy die waarheid vertel en ander dele van die brein word geaktiveer as jy leuen vertel. En nou kan ek hierdie kunsmatige intelligensie gebruik om 'n radikale revolusionêre impak op die of die omgewing van polisieering en wetstoepassing te gebruik. Ek kan byvoorbeeld my breingolwe gebruik as 'n inset tot karre wat self bestuur. As ek skrik, dan het ek sekere breingolwe wat ek genereer en dan kan die kar dit optel met 'n klein instrument om dan daarop te reageer. Om van karre te praat wat self bestuur. Dit gaan oor die hoeveelheid data en voorbeelde wat 'n kar bymekaar kan maak om sekere besluite te kan neem. En ons praat van 'n 99,99999% akkuraatheid rakende die korrekte optrede as iets sou gebeur. En daarom gaan ons sien dat binne die volgende paar jaar karre hulle self heeltemal autonoom gaan bestuur en dat dit veiliger gaan wees as die mens. Nou onthou, dit gaan nog steeds 'n paar ongelukke wees, maar as ons statisties daarna gaan kyk, gaan dit baie minder wees as die wat mense dan veroorsaak. Nog 'n belangrike punt, as ons na hierdie kunsmatige intelligensie modelle gaan kyk, gaan ons ook sien dat dit weer eens moet ek nou baie versigtig wees, want ons praat van humanoid robotte. Weer eens weet ek nie mooi wat die Afrikaans is nie. Ek dink ons is in 'n die oomblik as daar nuwe tegnologie is, dan moet ons dan sukkel ons om die korrekte Afrikaans te gee. Ons moet die wysheid van die taalvaders hier in die 1930s gebruik om die regte woorde vir ons te help kies. Maar dis ongelukkig nie vir my as 'n elektroniese ingenieur geleë om woorde te skep nie. As ons na robotte gaan kyk wat amper soos die mens lyk, die humanoid robotte, is dit 'n revolusie wat vir ons lê en wag. Ons gaan in 'n omgewing ingaan waar robotte sekere gevaarlike take gaan doen, waar ek aan die robotte sekere take kan gee wat ek nie lus is om te doen nie, van skottelgoed was na beddens opmaak. Ons moet besef, hierdie revolusie gaan binne die volgende paar jaar gebeur. So, daar's geweldig baie dinge wat gaan gebeur, maar net so is daar baie nuwe ontwikkelinge wat 'n totale nuwe era van menslike voorspoed kan gee. Ons geskiedenis wys dat albei gebeur. Aan die een kant het ons die negatiewe gebruik van tegnologie, aan die ander kant ons positiewe gebruik van die tegnologie. En daai balans is baie belangrik dat die instansies wat ons opgestel het binne in demokrasie gebruik moet word om die regte rigting aan te dui. En daarom dink ek nie ons moet net die tegnologie oorgee aan die tegnologie nie, maar ons moet versigtig wees hoe ons die tegnologie toepas op die mensdom rondom ons. En in die gewone samelewing, mense by die huis of mense in motors by die werkplek, hoe gaan dit op 'n praktiese vlak inspel op hoe ons optree van dag tot dag? Ek dink dit kan ons lewe baie makliker maak. Jy weet, ek het 'n robotjie wat rondhardloop in my huis en hy maak my vloer skoon vir die laaste 5 jaar. Ek mal daaroor en dit spaar my 'n klomp tyd. Ek het intelligensie in my kamerastelsels waar die kunsmatige intelligensie op die netwerk individue aktiveer en net mense identifiseer. So ek het nie net meer 'n kamerastelsel wat beweging sien nie, ek het 'n kamerastelsel wat individue identifiseer. Dit maak die hele omgewing makliker, veiliger, meer effektief. Ek het my hele huis het ek luidsprekers wat intelligent is. Ek praat met hulle en hulle doen sekere funksies. Ek sê, jy weet, sit by alarm teen hierdie tyd, doen vir my hierdie taak, onthou vir my om die volgende te kan doen, aktiveer hierdie element en dit vind plaas. Ek doen dit al vir die laaste 10 jaar. So
daar is 'n gemak daaraan om tegnologie te gebruik om dan die wêreld rondom jou makliker te maak, jou lewe makliker te maak. En soos jy ouer word, vergeet ek baie dinge en dan help my elektroniese gedeelte van my persoonlikheid om sekere dinge te onthou. Maar die effektiewe gebruik van tegnologie kan ons as individue geweldig produktief maak. Ek sien kunsmatige intelligensie as 'n groot um die Engels is accelerator, jy weet, maar dit versnel die tempo waarteen jy jy weet goed in die mark kan uitbring. As jy 'n jong entrepreneur is en jy moet bemarkingsmateriaal skep en jy moet jou finansies doen en jy moet bemarkingsmateriaal regkry en jy moet sekere navorsing doen, dan is kunsmatige intelligensie wonderlik want dit kan letterlik die spoed waarteen jy hierdie goed kan bou met 'n faktor van 5 laat versnel. So daar's wonderlike dinge waar tegnologie ons as mense en veral die jong entrepreneurs baie meer effektief kan maak as in die verlede. Wat is daar wat nie werk nie? Watter terreine van die samelewing kan jy nie eintlik hierdie tegnologie gebruik nie? Ek dink nou aan sport of persoonlike verhoudings. Omdat kunsmatige intelligensie op so baie data gebou is en geleer is, raak die velde waar dit nie raak nie baie moeilik. Jy kan nou na een van die taalmodelle toe gaan en sê luister, ek het die volgende met my vrou gebeur en jy weet ja, gee my raad hoe om dit te bestuur en ek beloof jou jy gaan baie praktiese raad kan kry uit die taalmodelle uit want dit het letterlik geleer uit al die sielkundeboeke en selfhelpboeke wat oor die hele wêreld geskryf is en dit gaan jou opsomming daarvan gee. So daar's min velde waar ons dit nie nuttig kan gebruik nie. Ons moet egter besef, dis soos hierdie massiewe papegaai wat by ander mense leer en dit in 'n gestruktureerde manier aan ons teruggee, dat dit nie selfintelligensie het nie. Dit is eintlik gebaseer op die patrone van van sekere idees wat in mekaar geweef is, wat dit geleer het in terme van ons taal en daarmee 'n impak gaan hê oor hoe ons dit kan gebruik. So jy het gevra watter wêreld gaan dit nie werk nie. Dit kan nie kreatief dink op sy eie nie. Dit kan wel dupliseer die kreatiwiteit van ander, maar jy weet ons as mens het 'n sekere manier hoe ons na realiteit kyk en die realiteit opbou. Nou daardie wil ek nie sê dat ons menslike brein die optimale prosesering is nie. Dis 'n foutiewe manier om te dink. Ons het geweldige foute wat ons het. En dit kan hierdie foute wel vergroot. Ek dink dis een van die groot vraagstukke is dat die verkeerde denkpatrone wat ons as mense het kan dan verkeerd opgeblaas word. As ek weer eens struikel ek die regte woorde. Ek kon kunsmatige intelligensie gebruik het om beter woorde vir my te gee. Maar ek dink dis een van die groot nadele is dat ons as mense emosioneel oor sekere data optree en kunsmatige intelligensie kan daai emosionele oorreaksie aktiveer. En ek dink dis een van die groot gevaarpunte waarna ons in die toekoms moet kyk. Hoe gaan dit met julle instituut en is daar baie belangstelling deesdae aan hierdie spesifieke onderwerp of die vakke wat jy aanbied? Die belangstelling op kunsmatige intelligensie is enorm. Jy weet ons kry elke dag versoeke om te vra hoe kan ons as 'n maatskappy die normale persoon in die maatskappy, nie 'n rekenaarkundige nie, maar die normale persoon die vermoë gee om meer produktief te word. En die hulpmiddels is net ongelooflik goed. So jy kan deur bestuurskundigheid en raamwerke te gebruik baie meer effektief jou dag gebruik. Ook die prosesse kan jy begin optimaliseer in jou organisasie. En ons sien dat elke enkele faset in die maatskappy hierdie hulp, jy weet hierdie apparaat begin gebruik, hierdie hulpmiddels begin gebruik om hulle eie produktiwiteit verder te ontsluit. Ek dink dat en ek moet die punt net noem. As 'n mens na 'n rekenaar gaan kyk, dan tik jy 'n rekenaar instruksie in en jy weet presies wat die uitkomste van die instruksie is. Met 'n groot taalmodel kan 100 mense presies dieselfde intik en elkeen van hulle gaan 'n ander reaksie of 'n respons kry. En dit beteken dat kunsmatige intelligensie 'n stochastiese model vorm terwyl rekenaarwetenskap meer 'n deterministiese model het. Nou is die vraag, hoe kan ek die uitsette van hierdie kunsmatige intelligensie in 'n stochastiese model kry dat my uitsette nuttig is? Ek kan nie altyd die akkuraatheid daarvan verifieer dat dit presies die antwoord is wat ek soek nie.
Nou feitelik kan ek dit doen, maar ek kan nie sê, jy weet, skryf 'n spesifieke besigheidsplan en dan gaan dit presies uitrol wat ek wou hê nie. Ja, egter, as jy die konsepte van 'n kompleks aanpasbare stelsels gebruik, identiteite, grensvoorstelle en natuurlik weer eens die aantrekking in Engels praat ons van strange attractors, dan kan jy baie nuttige uitsette kry. En dis wat ons nou begin sien, dat die nuttigheid van die uitsette van hierdie taalmodelle baie meer is as 'n paar jaar terug. En dit gaan oor 'n diepere kundigheid van hierdie modelle werk en wat jy aan die modelle moet gee sodat dit vir jou 'n meer nuttige uitset gee. En ek dink dis waar ons nou juis op is. Ons is in 'n omgewing waar die video wat geskep kan word so goed kan wees soos video wat ons in 'n rolprent kan sien. Dit is ongelooflik goed. Dit gaan 'n absolute ontploffing gee vir klein maatskappye wat hulle eie video's gaan saamstel en op YouTube gaan sit vir advertering. So in die volgende paar jaar, kyk, dink aan al die klop jong mense wat nou video's gaan maak vir klein maatskappye teen 'n appel en 'n ei, teen 'n fraksie van die koste van tevore en dit dan in 'n spesiale dorp of area aan daai individue gaan gee. Dit is die realiteit wat by die volgende jaar voor ons gaan wees. So die skepende element om hierdie tegnologie te gebruik om entrepreneurskap te laat ontsluit is wonderlik. So vanaf 'n entrepreneur na groot maatskappy wat dan hierdie tegnologie wil gebruik, is daar ongelooflike voorbeelde om te wys hoe jy dan waarde daaruit kan skep. So geweldige belangstelling. Ons kry belangstelling veral van universiteite en organisasies se opleidingsdepartemente. Hulle wil almal weet, hoe moet ons opleiding verander om dan die optimale waarde te kan skep vir ons maatskappye. So is baie interessant dat die invalshoek nie noodwendig die produktiwiteit areas is nie of die ingenieursareas is nie, maar die opleidingsgedeeltes binne 'n maatskappye wat almal wil weet, wat is die regte metodieke om te gebruik om dan hierdie inligting deur ons maatskappye uit te rol. Nou kunsmatige intelligensie gaan elke aspek van die maatskappy raak in die toekoms. Daarom is dit baie belangrik dat die opleidingselemente binne 'n maatskappy ook hiervan kennis neem en dan dit so toepas om dan die opleiding te doen en seker te maak dat mense se kundigheid die heeltyd bly by die nuutste inligting en by die nuutste tendense. Pieter, baie dankie. Groot waardering vir jou deelname. Ons hoop dit gaan goed met julle en dat die Dankie. sal byhou by die tyd en leiding gee. Dankie. Dankie vir die geleentheid, Frik. 'n wonderlike dag en ons gesels hooplik in die toekoms weer.